Ek dink 'n mens bid anders wanneer jy regtig siek is. Jy weet, hoe sieker jy is, dink ek, hoe meer opreg is jy in jou gebede. Jy steek niks weg vir die Here en jy kruip nie weg agter 'n klomp mooi woorde en jy's nie so hard besig om te probeer om die regte woorde te kry om God te beïndruk nie. Jy bid diep uit jou hart, jy roep na God want jy besef dat hy die enigste een is wat jou kan help. En as ons Psalm 6 lees, dan kom ons in 'n tyd in Dawid se lewe waar hy baie siek was en hierdie Psalm gaan dan daaroor. Jy weet, ek dink ons kan so baie leer by Dawid as ons Psalm 6 lees, spesifiek wat om te bid wanneer 'n mens siek is, en waaraan om te dink wanneer jy siek is en dan waarvoor om te hoop wanneer jy siek is. So jy is so welkom saam met my vir 'n paar oomblikke net stil te staan by Psalm 6. Wat ek sien in die eerste plek is wat om te bid wanneer 'n mens siek is. Nou Dawid kom daar vers 2 en sê, Here, straf my nie in die toorn, kastei my tog nie in u woede nie. Dis asof hy die idee het God is kwaad vir hom, nou straf Here hom. Wees my genadig, Here, want ek is swak. Maak my gesond, Here, want my liggaam is vol pyne. My hele wese is angsbevange. Hoe lank nog, Here? Wat sien ons hier? Ons sien hy beleef die oordeel van God. Hy dink God straf hom. En hy kom en hy sê, Here, moet my nie straf in die toorn dat hy vir my kwaad is nie. Asseblief, Here, jy weet, ons kry geen aanduiding dat daar enige sonde in sy lewe is wat hy bely, wat verkeerd is nie, want dis nie waaroor dit gaan hier nie. Is nie dat hy spesifieke sonde gedoen het nie, maar hy beleef daardie gevoel van, ek het die Here seker maar teleurgestel en dis hoekom die Here dan nou vir my straf. Dan kom die vraag by 'n mens, wat het ek verkeerd gedoen? En 'n mens raak so maklik oorweldig deur die siekte. Jy weet, jy soek antwoorde te midde van die pyn en die ongemak en die swakheid wat jy beleef, kom soek jy antwoorde, hoekom is ek siek? En dis wat Dawid hierso kom doen. Jy weet, vraag waarmee ons sit is, leef ek nie toegewyd genoeg nie, doen ek nie genoeg vir die Here nie, gee ek nie genoeg vir die werk van die Here nie, wat is dit tog wat fout is? Dawid vra iets wat ek en jy eintlik nooit moet vra nie, nooit hoef te vra nie, en dis hy sê, Here, ek moet my tog nie as 'n sondaar behandel nie. Ek dank die Here vir die kruis van Jesus, waar God eens en vir altyd ons sonde klaar gestraf het. As ons vanuit die Nuwe Testament kyk, vanuit nadat Christus gesterf het, dan is daar nie so iets soos God het nou nodig om my te straf vir my sonde nie. God het my sonde klaar gestraf toe hy Jesus Christus aan die kruis laat sterf. Jesaja het gekom en geprofeteer in Jesaja 53, die straf wat vir my die vrede aanbring was op hom gewees. So dis een van die dinge wat 'n mens voel, maar jy kan dadelik maar net sê, nee, ek hoef nie verder hieraan te dink nie. Die ander ding wat Dawid kom uitlig, en dis die realiteit van siek wees, veral as jy ernstig siek is. Sy gesondheid het agteruit gegaan en die feit is hy's baie siek. Nou kom bid hy, wees my genadig, Here, want ek is swak. Maak my gesond, Here, want my liggaam is vol pyne, my hele wese is angsbevange. 'n Joodse vertaling van die oorspronklike Hebreëus vertaal soos volg in Engels: Have mercy on me, O Lord, for I languish, voel verswak. Heal me, O Lord, for my bones shake with terror. Hoor hier, my bones shake with terror. My whole being is stricken with terror. While you, O Lord, how long? Sy siekte is baie duidelik, baie ernstig. En soos hy sê, hy voel oorweldig deur vrees, my hele wese is angsbevange. Jou Afrikaanse vertaling praat van, ja, my siel, met ander woorde, my lewensasem, my diepste self is baie verskrik. My whole being is stricken with terror. Hy voel verdwaas oor een ding, en dis God se stilswye. Hoekom doen die Here dan niks nie? Hy sê, hoe lank nog, Here? Dis asof hy dit uitsig, hoe lank nog voordat hy vir my gaan gesond maak. Maar daar is 'n erkenning by Dawid dat die Here die enigste een is wat hom kan help. Jy weet, en hy worstel met meer as net die siekte. Die siekte is nie die enigste probleem nie. Die feit dat die Here hom nie help nie, hom nie gesond maak, dis 'n verdere probleem waarmee hy sit.
Een van die uitdagings waarmee ons in ons gebedslewe sit, is ons vra iets, dan vertrou ons die Here om dit dadelik te doen. En as die Here dit nie doen nie, dan weet ons hy het sy bestemde tyd waarop hy dit gaan doen, wanneer dit die regte tyd is. Maar ek en jy leef met 'n aardse dagboek, 'n aardse kalender, ons het afsprake, ons het spertye vir dinge, en ons raak ongeduldig. En jy weet, hoe is dit dat ek so erg gesondig het, dat hy my net afskryf, Here? Maar dan doen Dawid iets wat ek en jy moet doen. Dawid het iets geleer wat so belangrik is. Hy kom en hy kom berus en vol op die genade van die Here. Hy kom roep uit daar in vers 3, wees my genadig, o Here, maak nie saak as ek dan gesondig het, maak nie saak al verstaan ek nie dinge nie, Here, ek het nodig dat u guns, u genade, u goedheid aan my sal kom bewys. So as ons gaan kyk na die dinge waaroor 'n mens bid, dis maar die gewone goed waaroor 'n mens bid wanneer jy siek is, né? Jy het hierdie skuldgevoel en jy het hierdie besef van jou gesondheid gaan agteruit en jy voel angstig oor dinge en jy's verdwaas oor die Here dan nou nie help nie. Kom ons gaan kyk so 'n bietjie. Die tweede ding is waaraan om te dink wanneer jy siek is. Dis nou mense 'n keuse, jy kan dink aan al die bogenoemde wat ons nou net van gepraat het, nê. Ons kan fokus op die siekte en al die vrae en die onsekerheid, of ons kan fokus op die een wat ons kan genees, die een wat ons kan help. En dis nie die beste medisyne, is nie die beste dokter wat ons gaan help nie. Dis God wat ons gaan help. Die eerste rede waarom Dawid kan dink, hoekom hy na die Here toe kan gaan, hy het gevra, Here, wees my genadig. Nou, wat gee hom daardie vrymoedigheid om te gaan? Die eerste ding is die karakter van God, wie God is, die God wat hy dien, die God wat hy ken, die God wat homself aan hom geopenbaar het. Dit mag vir hom voel of die Here sy rug op hom gedraai het. En hy verwoord dit soos volg aan vers 5, kom terug, Here, en red my, genees my op grond van u liefde. Ja, ou Afrikaanse vertaling praat van keer terug, Here, en red my siel. Nou die Ou Testamentiese profete het hierdie woord baie gebruik, hierdie keer terug, draai om, beteken. Dis die woord vir bekeer. Wat hier so gebeur is, Dawid kom en hy sê, Here, maak 180 grade draai terug na my. Dis asof u weggeloop het van my, Here, draai terug na my. Dis maklik om te voel dat die Here het jou afgeskryf, en ja, dis 'n skrikwekkende gevoel. Maar jy hoef nie daar in daardie gevoel vas te val nie. Hy sê, genees my op grond van u liefde. Die ou Afrikaanse vertaling gee 'n spesiale woordjie, en dis die Hebreëse woord geset vir ons weer as goeie tierenheid. Nou, onmiddellik besef ons dat dit gaan oor meer as net God se liefde. Hierdie woordjie goeie tierenheid. Nou, 'n Engelse verklaring hiervan byvoorbeeld is die volgende: the devoted love that pledges never to let go of me. Dis God se onwankelbare liefde vir daardie persone met wie hy in 'n verbond staan. Hy het eens en vir altyd homself verbind aan iemand soos Dawid. En hy weet dat hy daardie verbond met die Here, en maak nie saak wat gebeur nie, God se getroue liefde kan nie verander nie, want dis wie God is. Dan dink ek aan Jesaja 54 vers 10. Die ou vertaling sê so mooi, want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goeie tierenheid, my verbond, my getroue liefde op grond van my verbond, my goeie tierenheid sal van jou nie wyk nie, my vrede verbond nie wankel nie, sê die Here, jou ontfermer. So my eie woorde sal ek sê, Here, ek beroep my op u liefde wat u aan my beloof het. U liefde wat nie kan verander, wat nooit kan verander, wat nie kan wankel nie, want dis wie u is en u kan nie verander nie. Dis wat 'n mens vrymoedigheid gee om werklik te kan bid en die Here te kan vasgryp vir jou genesing. So wanneer ons emosies ons wil oortuig van dat die Here ons verlaat, en dan kom ons op grond van sy woord en ons sê, Here, ek weet op grond van wat u aan ons geopenbaar het, dat u my nooit
sal los nie. Ek hou vas daaraan. Jy sien, God kan nie anders as om getrou te wees aan wie hy is nie. As God vir 'n breekdeel van 'n sekonde moet, nie dat dit moontlik is nie, moet ophou om God te wees of ophou om op te tree soos God optree, sal hierdie hele heelal in mekaar stort. Maar dit gebeur nie. En God sal nooit ophou, want hy kan nie ophou om God te wees nie. God is ewig, hy kan nie verander nie. Dis die grond en die vrymoedigheid wat ons het om te kan bid. Daar is 'n tweede rede wat Dawid dan nou vir die Here kom sê, hoekom dit nodig is dat die Here vir hom moet gesond maak. En hy's so eerlik met die Here as hy hieroor praat. Is asof hy dit baie duidelik wil sê, Here, u eer is op die spel. Dis hoekom ek vra dat u my gesond maak. Hy sê vers 6, want wie onthou u in die graf? Wie kan u loof in die doderyk? Want in die dood word aan u nie gedink, word u wonde daarin nie onthou en oor gepraat nie. Wie sal u loof in die doderyk? Nou gebruik hy die Hebreëse woord daar, Sheol, dis die voorchristelike denke van mense, van die Hebreërs, wat met jou gebeur na jy doodgaan, of jy nou 'n baie mooi lewe gelei het nie, of jy nie 'n mooi lewe gelei het nie, jy gaan na die plek van die doderyk, jy gaan na Sheol, en ja, daar's 'n soort van 'n skeiding tussen die goeies en die slegte daarso, maar basies is, almal gaan Sheol toe. Nou wil ek vir jou sê, as jy wil meer weet oor die hiernamaals, die verkeerde plek is om te gaan meer leer daaroor is in die Ou Testament, want dit is nog nie geopenbaar in die Ou Testament. Wat gebeur na die dood? Ons het nog nie geleer van, en Dawid het nie geleer van die ewige lewe wat 'n mens het. En ons weet, ons het dit deur Jesus Christus. Jy sien, daar's wat die teoloë sal noem progressiewe openbaring in die Bybel. In Genesis 1 vers 1, as jy begin lees, het jy nog nie al die kennis oor God byvoorbeeld, oor so baie teologiese dinge, maar geleidelik ontvou die Here dit en verstaan ons meer en meer. Maar as jy wil weet wat gebeur na die dood, die verkeerde plek is die Ou Testament, want dit staan nie daar nie. Dis eers wanneer ons by die Nuwe Testament kom, waar ons by Jesus die waarheid kom kry. Paulus kon verklaar, Filippense 1 vers 23, ek het verlange om heen te gaan, nie net in die doderyk te gaan, waar niemand ooit die Here sal prys nie. Hy sê ek het verlang om heen te gaan en by Christus te wees. Dawid ken niks van 'n ontelbare skare rondom die troon van die Here Jesus, waar hulle kom en lofprysing en eer aan God bring. Hy ken niks daarvan nie. Maar ons ken dit vanuit die Nuwe Testament. Dawid sê vir God, wie sal U loof as ek in die doderyk is? Aan die ander woorde, die implikasie daar, ek leef sodat ek eer aan die Here kan bring. En as ek nie hier is nie, kan ek nie daardie eer aan die Here bring nie. Dis waarvoor ek leef, om U te eer, Here. Dit laat 'n mens nogal met 'n vraag hierso, dink ek, is dit waaroor die lewe vir my gaan? Besef ek dat ek leef, ek haal asem om die Here te loof, om eer aan die Here te bring. Dis so 'n mooi gedagte wat Dawid vir my hierso na vore bring. En hy sê vir die Here, Here, ek wil graag aanhou leef sodat U meer en meer kan eer. Want die dag as ek dood is, dan kan ek dit nie doen nie. Nou ons weet, daardie idee van die dag as ek dood is, kan ek dit nie doen nie. Dis nie waar nie. Dis nie waar vir ons nie, want ons het die ewige lewe deur Jesus Christus. Maar dit sê tog vir my, voor die dood is ek hier om die Here te eer. Waarvoor lewe jy? Wat is vir jou regtig so belangrik in jou lewe? So kom die Here om help. Die derde ding wat hy sê is, vanweë die ellende waarin ek is, omdat ek so siek is. Jy sien, Dawid is op breekpunt en hy stel dit baie duidelik aan die Here. Daar's in vers 7, ek is vermoeid van verdriet. Snags is my bed deurweek, is my kussing nat van trane. My oë is dof van droefheid, is verswak weens al my vyande, al die mense wat kom en hom spot daaroor, miskien beskuldig van allerlei dinge. Hoekom vertel hy hierdie dinge aan die Here as die Here dan nou alles weet?
Hoekom wanneer jy bid, kan jy die vrymoedigheid neem om met die Here te praat oor dit wat aan die gang is in jou lewe, die ellende waarin jy is, die pyn waarin jy is, die swakheid, die agteruitgang in jou gesondheid, die vooruitsig daarvan dat jy gaan sterf as die Here nie ingryp nie. Jy kan dit doen want nie omdat die Here nie weet hoe jy voel nie. Jy doen dit want jy het vrymoedigheid om na die Here te kom soos jy is, met wie jy is. En weet jy wat die mooi ding is? As ons gaan kyk na die Here Jesus, wanneer hy nood gesien het, dan is dit soos 'n magneet wat hom aangetrek het. Ons lees soveel keer in die Nuwe Testament, wanneer Jesus kom en hy sien iemand in nood, dan het hy hom innig jammer gekry. Engels sê hy had compassion on them. Hy's vervul met innerlike meegevoel vir daardie persoon. En wanneer jy so met die Here praat, moenie verbaas wees as die Here vervul is met innige meegevoel vir jou. Om die waarheid te sê, hy is. Dis maar wanneer jy bid, wat jy bewus word daarvan, wat die Gees van die Here hier in jou hart daardie versekering begin bewerk, maar die Here gee regtig vir jou om in jou situasie. En dis wat ek vandag vir jou wil sê as jy siek is. God sien jou raak, praat met die Here oor die dinge wat in jou lewe aan die gang is. Neem vrymoedigheid om met die Here daaroor te praat. Jy het 'n God wat na jou kyk met liefde. En hy hoef net sy hand uit te steek. Gryp hom vas vir genesing in jou lewe. Jy sien, God se liefde vir jou is groter as enige siekte. En ja, ek besef die Here kan anders besluit en jou nie genees nie. En ook dan sal dit wees tot eer van die Here, sal die Here dit laat meewerk in 'n groter prentjie. En daar's baie dinge wat ons nie kan verstaan nie en waarvoor ons nie antwoorde het nie. En ek kan nie vir jou antwoorde op baie dinge gee hoekom die Here partykeer nie gesond maak nie. Maar ek weet dat ons kan na die Here toe gaan en ons hart gaan uitstort voor die Here. Jesus self het hierdie Psalm 6 gebruik as vertrekpunt toe hy in Getsemane bid. Johannes 12 vers 27 sê, nou is my siel ontsteld. Jesus weet wat dit beteken om ontsteld te wees. Hy weet wat dit beteken om in 'n innerlike wroging te wees. Jy kan met die Here praat daaroor. Kom net en kom gryp die Here vas en wees eerlik voor die Here. Here, ek het U nodig en U is die enigste een wat my kan help. So wat sien ons in hierdie Psalm? Wat om te bid wanneer 'n mens siek is en dan waaraan om te dink wanneer 'n mens siek is en dit bring jou outomaties dan weer, dit verryk jou gebedslewe, dit gee 'n nuwe dimensie aan wat jy bid. Nou die derde plek, waarvoor om te hoop wanneer jy siek is? Een van die dinge wat vir my nog altyd mooi was, as ek in 'n vliegtuig sit en ons het opgestyg terwyl dit reën en dis mistroostige weer, is baie keer donker wolke waardeur jy gaan, die turbulensie is baie erg en jy weet, dis 'n geruk en 'n gepluk en ja, baie keer raak 'n mens skoon benoud as die vliegtuig as die vliegtuig so rondruk in die lug. En dan skielik raak dit stil as jy by die venster kan uitkyk. Dan sien jy onder is die wolke, maar jy sien helder blou lig en miskien nog die son skyn. Alles verander, want jy deurgebreek, jy's nie meer in daardie storm nie, jy's bo kan dit. Jy sien, en wanneer die Here intree, is dit wat met 'n mens gebeur. Ja, die siekte is daar, maar dis asof jy uitstyg bo dit, en dis wat met Dawid gebeur. Is 'n ander Dawid as ons verder lees, wat aan die woord is hier, vanaf vers 9. Hy sê, gaan weg, al julle kwaaddoeners. Want die Here het na my hulp geroep, geluister. Hoor sy vertroue. Hy het hierdie hoop dat die Here hom gesond gaan maak. Die Here het my pleidooi gehoor. Die Here sal my gebed antwoord. Al my vyande sal beskaamd en baie verslae wees. In 'n oogwink sal hulle beskaam wees en omdraai. Jy sien, iets het gebeur. En dis 'n ander Dawid wat hier aan die woord is. Hy het die hoop dat die Here hom heeltemal gaan gesond maak. En hy verwag dat sy vyande in skaamte gaan wegdraai, want die Here het na hom toegedraai. Die inleiding van hierdie Psalm sê vir die psalmleier, met snaarinstrumente, met basstem, 'n Psalm van Dawid.
Is baie duidelik, weet dis 'n psalm wat bedoel is om in die openbaar gesing te word. As waarheid wat gesing moet word. En kom ons wees eerlik, vir baie van ons is dit ongemaklik om hierdie psalms te lees, die klaagliedere voor die Here te lees. Maar daar kom tye in jou lewe wat jy nie woorde het nie, en God het sy woorde vir ons gegee, en dit is ons riglyne wat ons kan bid. Dis die geïnspireerde woord van die Here vir wanneer ons in die krisis kom, ook dan wanneer ons in die krisis van siekte kom. Daar's baie kontemporêre liedjies wat eintlik hierdie ook doen. En ek wil net so 'n versie of wat uit 'n kontemporêre Christelike liedjie vir ons lees. En dit sê net so baie. When the life I built came crashing to the ground. When the friends I had were nowhere to be found. I couldn't see it then, but I can see it now. There was Jesus. In the waiting, in the searching, in the healing, and in the hurting. Like a blessing buried in the broken pieces. Every minute, every moment, where I've been and where I'm going, even when I didn't know it or couldn't see it, there was Jesus. Ek dink die boodskap is so duidelik dat Jesus Christus saam met jou wil wees, saam met jou is, in jou siekte, in jou swaar kry, in jou wanhoop. Kom ek sê vir jou, vertrou die Here dat hy op grond van sy onveranderlike liefde vir jou, sy genesing in jou lewe gaan openbaar. So ek wil saam met jou bid dat die Here regtig sy hand oor jou sal hou en jou hart sal ophef, jou geloof sal versterk, vir jou hoop sal gee. Vader, elkeen wat worstel met siekte, dankie dat U die pyn ken, dankie dat U selfs die wanhoop ken, dat U weet, Here, daar kom 'n punt wat 'n mens niks anders kan doen as om uit te reik na die Here vir hulp. Wanneer die dokters nie kan help en die medisyne nie kan help en daar nie 'n antwoord is, dan weet ons en Jesus is daar. Dankie dat U altyd getrou is om die liefde aan ons te openbaar. So ek bid in hierdie oomblikke vir elkeen wat siek is, dat U sal kom, Here, in U liefde hand net sal uitreik en daardie persoon wat nou na U toe reik, net sal kom aanraak met genesing, met herstel, met nuwe moed, met hoop. Dankie, Here, dat die straf wat vir ons die vrede aanbring was op U en deur U wonde het daar vir ons genesing gekom. Dis wat U woord sê, dis die waarheid. En ons kom bou ons hoop daarop, ons geloof daarop, Here, dat U die groot geneesheer is. Op grond van U ontferming, daardie innige jammerte, innige meegevoel wat U met die siek persoon het. Kom doen dit in hierdie oomblikke. Dankie, Here. Dankie vir elkeen wat in hierdie oomblik ervaar dat hulle 'n nuwe hoop het, om 'n nuwe moed het, nuwe geloof het om U te vertrou vir genesing. Amen. Dankie dat jy saam gelees het, saam geluister het. Mag die Here sy onfeilbare liefde in jou lewe kom openbaar. Ek hoor graag wat die Here vir jou in jou lewe gedoen het. Jy is so welkom om iets daaroor te kom skryf, wat ander mense dit ook kan lees en saam bemoedig kan word om ook God te vertrou vir daardie deurbraak in hulle lewe. Want hierdie boodskap gaan op hoop nogtans op YouTube verskyn binnekort. Facebook al die boodskappe af na 'n maand, maar dit maak nie meer saak nie, want hulle sal op YouTube wees en daar sal nog altyd beskikbaar, die YouTube kanaal Hoop Nogtans. Mag die Here se guns met jou wees.